Baie hartlik welkom, liewe vriende, vanmôre by Uit die Woord Digitaal se Sondag Erediens. Dis my heerlik om vir jou te groet in Jesus Christus se naam. Hy is ons koning, hy is ons redder, en wat 'n voorreg om vandag in sy naam byeen te kan kom. As jy vandag die eerste keer by ons inskakel, wil ons in die besonder vir jou baie welkom sê. Sluit gerus ook aan by ons YouTube kanaal. Dit is absoluut gratis en word deel van ons geloofsfamilie. Hier by Uit die Woord Digitaal stuur ons elke dag ook 'n oggendoordenkings uit na almal wat op ons WhatsApp groepe is. Ons het talle WhatsApp groepe hier in ons land en in die buiteland en duisende mense skakel daarby in. Jy's baie welkom om daarvan deel te word deur net vir ons jou naam en selfoonnommer te stuur na die nommer hier op die skerm en ons sal vir jou byvoeg. Dit is ook gratis. Liewe vriende, ons wil graag vir jou uitnooi om hierdie pragtige boek te koop wat ons bekend gestel het in Maart maand. Jesus, die lig vir die wêreld. Hierdie is 'n inspirerende geloofsreis uit die Evangelie van Johannes wat jy in jou stilte tyd kan gebruik of by jou Bybelstudiegroep. Jy kan net by die skakel gaan druk hieronder by die kommentare en dan kan jy jou boek ook daar gaan bestel. En dit is slegs R70 per boek en dit is posgeld uitgesluit. Liewe vriende, baie dankie vir elkeen se skenking en donasie wat ons bediening en ons kanaal ondersteun. Daar is so baie mense hier in ons land en in die buiteland wat elke week vir ons donasies inbetaal sodat ons kan voortgaan om die evangelie met almal te kan deel. Dankie vir jou oop hart en jou oop hand. Nou op hierdie pragtige môre wil ek en jy graag luister na die Here se woord en die Here wil met ons praat vanuit sy woord. Kom ons word stil voor hom, ons bid eers saam en vra dat die Here ons harte sal open. Hemelse Vader, wat 'n heerlike voorreg om vandag op hierdie mooi dag stil voor U te kan word rondom U woord. Dankie dat U ons Vader is wat ons baie lief het. Ja, Here, dat U elkeen van ons persoonlik by die naam ken en met ons bemoeienis wil maak. Dankie dat U deur die Bybel U self aan ons kom openbaar. Dat ons weet, die Bybel is die waarheid. Dis goddelik geïnspireer. U het dit self vir ons laat opskrywe. En daarom kan ons met vrymoedigheid hierdie woorde ons eie maak en daarin glo. Wanneer ons dan nou vanmôre saam lees uit U woord, wil ons vra Here dat U ons harte sal open en dat U U woord en hierdie boodskap in ons lewens sal bekragtig tot geloofsversterking. In Jesus Christus se naam vra ons dit. Amen. Vriende, ons gaan saam lees uit die woord van die Here vanmôre uit die Ou Testament. Dit is uit Deuteronomium 33 en ons gaan lees vers 27. Die ewige God is 'n skuilplek. Sy arms is altyd onder jou. Is hierdie darm nie 'n pragtige vers wat vir ons opgeteken is hier in die boek Deuteronomium nie? Nou geliefdes, ons teksgedeelte kom uit een van die mees aangrypende gedeeltes van die hele Ou Testament. Deuteronomium 33 bevat die laaste seënwoorde van Moses wat hy oor Israel uitgespreek het voordat hy dood is. Moses was die groot leier wat deur God gestuur is om Israel uit Egipte na die beloofde land Kanaan uit te lei. Vir 40 jaar lank het hy deur die woestyn geweldige ontberinge beleef, saam met die volk Israel. Maar hy het hulle ook gaan onderrig vanuit die wet van God. En natuurlik het God op wonderbaarlike wyse homself daar in die woestyn aan hulle gaan openbaar deur al sy wonderwerke. Maar die Here het gehoorsaamheid
van hulle geëis. En nou hier aan die einde van Moses se lewe, het die tyd aangebreek dat Israel op die grens van die beloofde land Kanaan staan. Moses weet dat hy nie self saam met hulle kan ingaan in hierdie land en saam met die volk die nuwe land Kanaan kan betree nie. Sy taak is voltooi. En daarom spreek hy dan ook hier in Deuteronomium 33 'n finale seën oor die 12 stamme van Israel uit. Hierdie woorde, liewe vriende, is dus nie ligtelike woorde nie. Dit is ook nie oppervlakkige woorde nie. Dit is die laaste pastorale trooswoorde van 'n man van God, wat God baie diep geken het en 'n baie nou pad saam met die Here geloop het. Moses weet, die volk Israel gaan baie moeilike tye beleef nog in die toekoms. Dit gaan nie 'n maklike taak wees om hierdie land Kanaan oor te neem en in te neem nie. Hulle gaan vyande hê. Hulle gaan stryd belewe. Hulle gaan versoekings ervaar. Hulle gaan dikwels swak wees en bang wees. Daarom wys Moses hulle nie op hulle eie krag nie. Hy wys hulle op God. En hy sê vir hulle, die ewige God is 'n woning en sy arms is onder julle. Nou, liewe vriende, Israel se veiligheid lê verseker nie in hulle self nie. En dit moet hulle weet. Die veiligheid van die volk en van God se kinders lê in die Here alleen. En hierdie waarheid word uiteindelik volkome vervul in Jesus Christus. Want deur Jesus Christus word God die ewige toevlug van sy kinders. En deur Christus dra die Here sy kerk veilig tot aan die einde. Nou vanmôre gaan ons by 'n paar belangrike hoofpunte stil staan vanuit hierdie teks wat ek graag wil hê jy jou eie moet maak en gaan oordink en jy moet gaan doen wat die Here dan ook van jou vra. Nou die eerste belangrike punt waarby ons gaan stil staan is die volgende. Die Here is die ewige toevlug van sy kinders. Moses begin deur te sê hier in ons teks van vanmôre, die ewige God is 'n skuilplek, sy arms is altyd onder jou. En hierdie pragtige woorde het baie ryke en diepe betekenis, ja selfs vir ons as kinders van die Here vandag. Die volk Israel was baie onseker oor die toekoms wat voor hulle gelê het. Hulle het nie geweet wat dit gaan inhou nie. Al wat hulle gesien het is al hierdie vyhandige volke hier in die land Kanaan. Hulle sou nuwe oorloë beleef. Hulle sou vyande ontmoet. Hulle sou baie moeilike tye ingaan die toekoms in. Menslik gesproke het hulle baie redes gehad om bang te wees vir dit wat voorlê. Maar wat doen Moses? Hy kom en hy herinner hulle hier in ons teks daaraan dat hulle veiligheid nie in aardse dinge lê nie. Hulle veiligheid was nie in hulle eie militêre mag nie. Hulle veiligheid was nie in groot getalle nie. Dit was ook nie in hulle eie menslike wysheid nie, maar alleen in die Here. Nou die woord ewige God hier in ons teks is besonder belangrik. Alles op aarde, liewe broeder en suster, verander. Mense word oud, koninkryke val, politieke sisteme verwissel, mag verdwyn, omstandighede verander, tye verander, maar die Bybel kom leer vir ons, God verander nooit nie. Hy bly dieselfde in sy liefde, hy bly dieselfde in sy trou, hy bly dieselfde in sy versorging en omgee, hy bly dieselfde in sy genade, hy bly dieselfde in sy barmhartigheid. En ek en jy moet dit ook vandag besef. Dit is waarom die gelowige werklik veilig kan wees as hy by God is. Nou hierdie waarheid
vanuit die Ou Testament word vervul in Jesus Christus ons Here. Toe die mensdom verlore was in die sonde en onder die oordeel van God gestaan het, het God sy seun gestuur juis om verlore sondaar mense te kom red. Jesus Christus het aarde toe gekom as 'n ewige koning, as die enigste verlosser en as 'n toevlug vir al sy kinders. Hy het die ewige toevlug vir ons geword. Aan die kruis het hy die oordeel van God gedra. Hy het volledig die straf op die sonde gedra en volledig daarvoor betaal. Hy het die toorn van God gedra sodat almal wat in hom glo ewig veilig kan wees. Daarom sê die evangelie nie red jouself nie, maar die evangelie sê vlug na Christus toe, gaan na Jesus toe, glo in hom, want by hom is die antwoord vir die lewe. In Christus alleen is daar ware veiligheid vir my en jou lewe. En nou die tweede punt waarby ons vandag stil staan, is die volgende. Die Here dra sy kinders met ewige arms. Moses gaan verder hier in ons teks en hy sê in die tweede deel van hierdie vers, dat sy arms is altyd onder jou. Dit is een van die mooiste troosbeelde in die hele Bybel, wanneer ons hierdie pragtige woorde lees. Soos 'n vader 'n klein kindjie dra wat te swak is om verder te loop, so dra die Here sy kinders in hierdie lewe en in die wêreld elke dag. Moses het self gesien hoe God vir Israel gedra het, deur die Rooi See, deur die woestyn, deur hongersnood, deur gevare, deur hulle vyande. Israel het dikwels geval en dikwels gestruikel en was dikwels ongehoorsaam. Hulle was nie altyd getrou aan die Here nie. Hulle het somtyds ook getwyfel en gekla, maar tog vernietig die Here nie sy kinders nie. Hy gee vir hulle 'n tweede kans en 'n derde kans en 'n vierde kans, menigte kanse. Die Here vernietig nie sy kinders nie, omdat hy hulle gedra het. Nou ons is ook swak mense, liewe broeder en suster, en die waarheid is verseker so, dat nie een mens hier op aarde altyd sterk is nie. Ons raak ook moedeloos, ons raak ook bang vir die lewe met alles wat daarin gebeur, ons raak ook geestelik moeg, ons word ook bekommerd, selfs is ons somtyds vol twyfel. Die sterkste gelowiges beleef ook in hulle lewe tye van angs en twyfel. Maar die troos van die evangelie is dat Christus nie sy kinders alleen los nie. Jesus is altyd by ons. Jesus sê in Johannes 10, niemand sal hulle uit my hand uitruk nie. En wat 'n wonderlike troos is daardie woorde dat darm nie vir kinders van die Here nie. Die Bybel leer duidelik dat die behoud van die gelowige rus nie op menslike krag nie, maar op God se krag. En dit wat Jesus in jou lewe doen. Ons is in die genadige bewaring van God se hand elke dag in hierdie lewe en in hierdie wêreld. As ons redding van ons eie hande afgehang het, sou niemand eintyd kon volhard het nie en sou almal verlore gegaan het. Maar die Bybel leer vir ons, Christus hou sy kinders vas. Selfs wanneer hulle struikel, dra hy hulle, selfs wanneer hulle val, tel hulle weer op en hy dra hulle in sy ewige arms. En nou die derde punt waarby ons vandag stil staan. Die Here sal sy kinders veilig deurbring tot die einde toe. In ons teks staan daar, God het ewige arms. Is dit nie 'n mooi beeld nie? Die ewige arms van God beteken dat sy sorg nooit ophou in hierdie wêreld nie. Hy is altyd daar om ons te dra en by te staan. Mense raak moeg, mense kry seer, mense stel teleur, mense sterf, maar God se arms is ewig. En dit beteken sy liefde eindig nooit nie. Sy genade kan nooit ophou nie.
Sy trou verander nooit nie. Christus voltooi sy verlossingswerk nie net gedeeltelik nie, maar volkome in my en jou lewe. Hy red volkome en hy roep sy kinders. Hy vergewe hulle, hy heilig hulle, hy bewaar hulle en hy bring hulle in veiligheid in sy teenwoordigheid. En daarom skryf Paulus ook in Romeine hoofstuk 8, niks sal ons kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Nie swaar kry nie, nie vervolging nie, nie hartseer, pyn of siekte nie, nie die dood of die duiwel nie. Die Here hou sy kinders vas tot aan die einde van hulle lewe. Nou liewe vriende, wanneer ons hierdie mooi woorde hoor, dan troos dit ons harte as moderne gelowiges. Ons het nodig om woorde soos hierdie te hoor. Selfs wanneer ons deur die donkerste valleie gaan, moet ek en jy weet, Jesus Christus, die goeie herder, is by ons, hy dra ons en hy sal ons nooit in die steek laat nie. Miskien voel jy dalk vandag baie swak. Miskien voel jy dalk vandag jy het nie hoop vir die toekoms nie. Jy voel dalk bang. Miskien voel dit jy kan nie meer aangaan met hierdie lewe nie, die dinge raak te veel vir jou. Luister dan vandag na die trooswoorde van God hier uit Deuteronomium 33 vers 27. Die ewige God is 'n skuilplek. Sy arms is altyd onder jou. Nou liewe broeder en suster, hy dra sy kinders. Hy vergewe ons. Hy gee ons krag. Hy hou ons vas as sy kinders. Die Here laat sy kinders nooit los nie en hy doen dit alleen deur Jesus Christus, die gekruisigde en opgestane Here, Koning en Verlosser. En daarom kan die gelowiges en kan die kerk van Jesus Christus met vaste vertroue vandag sê, die Here hou my vas, nou en tot in ewigheid. Ek glo en vertrou dat hierdie boodskap van vandag vir jou sal bemoedig om met die lewe voluit aan te gaan, om rustig te kan raak in jou hart en te kan weet, jy is veilig, Jesus dra jou, hy is in jou, hy is in beheer. Kom ons vertrou hom met ons hele wese en met ons hele lewe, met al ons kragte en verstand, en ons kyk uit na 'n mooi toekoms saam met hom. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons hierdie wonderlike boodskap vandag kon hoor vanuit u woord. Dankie dat ons in die ewige arms van ons hemelse Vader en ons Verlosser Jesus Christus is. Dit troos ons harte wat so broos is. Dit gee ons hoop vir die toekoms en hierdie wêreld. Dankie dat ons veilig by u is. Here, in hierdie ongekende wêreld, waar tye so verander en dinge soms so deurmekaar is, wil ons vandag ons lewe aan u kom toe vertrou. Vul ons met u vrede. Dra vir ons elke dag. Hou ons naby aan u en laat ons 'n pad van oorwinning loop saam met Jesus Christus ons Here. Ons vra dit alles nie omdat ons dit verdien nie, maar uit genade alleen, in die naam van ons Verlosser, Jesus Christus. Amen. Vriende, dankie dat u vanmôre by ons ingeskakel het. Mag die Here vir u seën en as die Here wil sien ons mekaar weer by 'n volgende geleentheid. Vrede vir jou.